Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom aan die almal en vanoggend celebrate ek u dat u hierso is met so 'n pragtige weer wat ons daar buite het en die van julle wat dalk vergeet het daarvan. Dit is 'n lang naweek, net soos verlede naweek, maar hier sit u en mag u so 'n goeie oggend saam met die res van u mede-lidmate hier by Onderse Vier gemeente ervaar. Gemeente, ons het op die hardloop al ons afkondigings, die grootste twee is dat daar 2 vakansiedae is volgende week. En dan het ons ook, die van julle wat dalk dit gemis het en miskien nog wil oorstap, dan sal jy net 'n bietjie stil moet wees. Dis 'n kapeldiens wat ons ook daarbo in die kapel het vanoggend. Op die wat nou ook gelyk saam met die erediens plaasvind. En dan ons damesoggend is die 24ste Mei met Jak de Priester. En as jy enigiets meer daar wil uitvind, net vir ons by die kerkkantoor kontak. Gemeente, ek sê net weer eens, as u nie op ons WhatsApp groepie is nie, kom gee asseblief een van ons die nommers wat op die hartklop is. As u dit nou aan 'n harde kopie ontvang het, daarop gee ons al die kommunikasie deur, vir al die goeders rond wat gebeur by die diensentrum en wegneem etes en ons hou hier op datum met die groot projekte waarmee ons besig is en net al die lekker dinge wat in die gemeente gebeur. Ons gaan nou na Paasfees ook weer amper begin met die woekerpoging met ons Karoo omgee projek wat ons aan die einde van Junie het, wat net oor 2 maande is. En daar gaan ons, soos het ons al vir u gesê het, ons gaan 3 ouer huise besoek. Dit is nou huise waar daar mense bly wie se kinders baie keer van die Kaap afkom of van Johannesburg af, maar wat 'n meer bekostigbare opsie is vir daardie families, maar wat dan vir die res van die familie ook nou nie juist moontlik maak om vir ma en pa te gaan kuier nie. So baie alleen mense, baie mense wat 'n bietjie vergete is en wie se omstandighede nie so goed is daar waar hulle self bevind in die huis nie. So ons is by Beaufort Wes, ons is by Victoria Wes en ons is by Britstown betrokke met daai ou huise. Ons gaan vir u meer sê oor die pakkies wat ons vir hulle gaan bymekaar begin maak, presies wat ons daar voor in gedagte het. Ons gaan ook self 'n pakkie opmaak en ons gaan dit ook hier in die erediens vir u kom wys. Ons gaan ook in die hardloop daarvan meer vertel. En dan ook gaan ons nie net na die ou mense toe uitreik nie, maar ook na die jong mense toe. Van Victoria Wes met mamma omgee pakkies. So baie van hierdie mammas is verskriklik minderjarig en hulle kom dan nou met die kinders uit die hospitaal uit die kliniek uit, die staatshospitaal en dan 'n week of 2 daarna is hulle weer terug in die hospitaal, want hulle het nie genoegsame mediese sorg vir die kids nie, of hulle het nie die know-how nie, soos die Engelsman sal sê. So ons maak net 'n eenvoudige pakkie, 'n omgeepakkie vir die baba en vir die mamma, wat ons gaan saamstel, ook wat ons vir u gaan kom wys, en wat ons dan nou vir hulle saamneem, Victoria Wes toe. Maar ons gaan vir u meer, soos wat die tyd aangaan, inlig daaroor. As u nou wil weet, kan u vir my of vir Margaret by die kerkkantoor kontak, en dan sal ons vir u daaroor inlig. Gemeente, ons het geleentheid om die Here te dien vanoggend met ons dankoffers, en ons doen dit met die wete dat die dankoffers wat ons insamel, gaan ter bate van die uitbreiding van die koninkryk van God deur Onderse Vier gemeente. So kom ons dien die Here met ons dankoffers, en kom ons al asem en kom tot verhaal.
Gemeente, genade, liefde en troos van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Here, my toevlug, U is God van my hart. Niks maak meer saak nie, Heer, slegs U wil. Neem nou my gedagtes van oggend tot aand, selfs as ek slaap, U nabyheid my lig. Wees U my wysheid, die waarheid, die woord, versoen met die Godheid, vir ewig gebind. U is my Vader, en ek is U kind. U Gees nou in woonheid en eenheid herstel. Wees U my beskermer, my swaard vir die stryd. Wees U die godsbeeld, in wie ek verbly. U my sielsvesting, my veilige skuiling. Lig my na waar U is, o krag van my krag. Rykdom het geen belang nie, en geen mens se leelof. U is my erfenis, vir nou en altyd. Aan U en U alleen, my hart oorgegee. Jesus my koning, my skat is in U. Hoogste in die hemel, oorwinning behaal, hemelse vreugde wat vanuit U straal. Hart van my eie, wat ook al gebeur, wees steeds my toevlug, o Heerser van als. Gemeente, kom ons staan vir 2 liedere en dan gaan ons sitplekke inneem vir ons laaste riet, vir ons tyd van aanbidding. Kom ons staan vir 2 liedere. Steeds naby te bly. Trek my nader, nader die breë. Die is dood ook vir my. Trek my nader, nader, nader die breë. Hy is deurborde sy. My nou af u diens, o Heer, deur die krag van U genade. As my wil aan U oorgegewe bly, sal dit heerlik vrugte dra. Trek my nader, nader, nader die Heer, deur die kruis dood ook vir my. Trek my nader, nader, nader die Heer, deur sy. Vreugd van 'n enkel U voor U troon, o troue Heer. As ek huil en U in gebed ontmoet, en as kind met U verkeer. Nader, nader, nader die Heer, deur die kruis dood ook vir my. Trek my nader, nader, nader die Heer. Deurborde sy.
is 'n offer aan U. Bring U my lof, o heilige God, my lof is 'n offer aan U. Want ek weet, ek besing U grootheid tot in ewigheid. Bring U my lof, o heilige God, my lof is 'n offer.
Kom ons bid saam. Here, ons sing nou net U bevryding reik oor alle grense. En vanoggend, wanneer ons lees oor U ontmoeting met twee spesiale mense, weet ons ook dat U bevryding oor hulle nie net grense nie, maar hoë mure van ellende en hartseer gereik het. Dat U in die volheid vir hulle kom ontmoet het waar hulle was, in hulle gebrokenheid. En dat hulle ietsie van U beleef het op weg. En soos wat U saam met hulle gestap het, het genesing spontaan begin plaasvind. En ons prys U, Here, dat U vandag ook saam met ons reis. Dat U deur U genade by ons betrokke is, in ons stories en op ons weg. Dat ons nie na U toe kom nie, maar dat U as Heer van ons harte vir ons kom ontmoet. Die opgestane Here Jesus Christus, Immanuel, deur U Gees by ons, ook dan vanoggend. Ons vra dat U vir ons die woord sal oopbreek in Jesus naam. Amen. Gemeente, ek lees so 'n tydjie gelede van 'n leraar wat die massiewe voorreg gehad het om by 'n baie belangrike erediens in sy gemeente die boodskap te kon bring. Net voor die erediens het hy egter nie so lekker gelyk nie. Hy het amper al angstig gelyk en hy het met glaserige oë oor die mense gekyk soos wat hulle in begin beweeg het en hulle sitplekke begin inneem het. Die leier ouderling stap toe na vore om net vir hom 'n bietjie te gaan bemoedig en hy sê vir hom: Is jy okay? Wat's fout? Is jy dalk bang dat iemand hier in die kerkbanke die boodskap van tevore gehoor het wat jy nou gaan bring? Hy reageer toe daarop en sê: nee, weet jy wat? Eintlik die teenoorgestelde. Ek het eintlik gekyk en gewonder of daar enige iemand is wat nog nie hierdie boodskap gehoor het nie. Met die viering van Jesus se opstanding so vars in ons geheue, voel ek amper vanoggend dieselfde. Ons weet almal wat volgende gebeur het. Jy het moontlik ook al baie boodskappe gehoor wat rondom die volgende gebeurtenisse plaasgevind het. Jesus se verskyning aan verskillende mense op verskillende geleenthede. Seker die bekendste is waar hy verskyn aan die vrouens, toe hulle gedink het hy's 'n tuinwerker, die volgende oggend, of op die oggend van die opstanding, en dan natuurlik aan die disippels. Eerstens, toe Thomas nou nie daar was nie, en toe 'n tydjie later, toe Thomas wel by hulle was. En dan nog 'n bekende ene is, waar Jesus op 'n ander keer vir 500 verskyn het, op een slag. En vandag wil ek graag dan ook van een van hierdie momente uitlig. 'n Moment wat seker vir my die beste Jesus se effek as medereisiger in ons lewens kom uitlig. Op ons lewenswandel kom beklemtoon. En dit is Jesus en die Emmausgangers. Hierdie gebeurtenis, julle is regtig waar die moeite werd om keer op keer te gaan lees en te gaan
bestudeer en te gaan oopkrap en om te kyk wat gebeur in hierdie mense se harte, om te gaan navorsing doen oor hulle stories en oor wat in hulle koppe aangegaan het en die pad tussen Jerusalem en Emmaus en waarom hulle in Jerusalem was. Ons weet waarom hulle daar was, maar hoekom het hulle terug Emmaus toe gegaan? Wat was in Emmaus? Om regtig die prentjie te kry van hierdie mense op reis. Nou, dit is vir my so belangrik in my eie lewe om hierdie storie keer op keer te lees, want dit staan so sentraal tot die evangelie. Dit beklemtoon, vriende, die onblisbare hoop waaraan Jesus Christus ons verlosser is. Dit is 'n sekerheid wat nou al ons identiteit, ons hele menswees as dit ware, kom vorm. Maar dit was baie ver van gevestig daardie dag toe dit gebeur het. Toe dit plaasgevind het. Toe was dit nog nie soos wat ons dit nou ervaar, Jesus ons identiteit. Die een wie vir ons rigting gee nie. Hierdie manne op pad na Emmaus het nie geweet wat ons vandag weet nie. Daarom wil ek vir julle uitdaag om saam met my onsself in hulle skoene te sit. Hoe doen ons dit? Kom ons probeer die storie uitvee in ons geheue. Kom ons probeer ervaar wat hulle ervaar het. Kom ons sit onsself in daardie kopspasie waar hulle was. Net na die opstanding. Wat hulle nog nie geweet het regtig waar 'n opstanding was nie. Kom ons kyk ook of ons die emosie kan raak lees. As dit ware kan raak sien. En dan die ritmes van hulle hartklop kan optel. En dan uiteindelik kan sien hoe dit deur die verloop van hulle reis van Jerusalem na Emmaus verander. Ons lees Lukas 24 vanaf vers 13 tot 35. Op dieselfde dag, dit is opstanding Sondag. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom. Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vanaf die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees.
Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Gemeente, ons lees net tot sover. Ek het 'n vraagie vanoggend en die vraagie is, wanneer laas het u gedink aan die woorde wat mens koppel aan 'n gebroke hart? Woorde soos diep teleurgesteld, twyfel, ontnigtering, verslaan, wanhoopig en dan selfs dood. Wel, al hierdie woorde word saamgevat in die gesprek tussen Kleopas en sy stapmaat op hulle reis van Jerusalem na Emmaus. Hulle het met swaar harte maar eintlik uiters deur mekaar die ander volgelinge agtergelos met dit wat op Goeie Vrydag gebeur het, nog vars in hulle gedagtes. Dit is nie moeilik om te dink dat hulle hierdie reis maar baie kop onderste bo aangepak het nie. Hulle meester, wat hulle met eerbied nagevolg het en liefgehad het, was op 'n uiterste wrede manier vermoor. En voor dit baie verneder. En ons as gemeente het ietsie daarvan met die groot lydingsweek beleef. Die groep Jesus volgers was Jesus loos en baie vinnig besig om uitmekaar uit te val, met 2 van hulle wat reeds op pad huis toe was. Die gerugte dat die graf waarin Jesus begrawe is, leeg was ook nie juis gerusstellend of het hulle opgewonde gemaak nie. Nee, dit het hulle nog net meer teer mekaar gelos. Hulle hele wêreld het in duie gestort. Hierdie gebrokenheid word so treffend beklemtoon toe hulle aan mekaar gesê het, ons het so gehoop. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Geliefdes, ons menslike hoop is maar 'n baie brose ding. En wanneer dit begin uitdoof, is dit baie moeilik om dit weer aan die gang te kry. Om dit weer te laat vlamvat. Hopeloosheid as 'n siekte van die mens se siel is baie moeilik om te genees. Wanneer mens byvoorbeeld 'n geliefde vir wie jy baie sien agteruitgaan, miskien as gevolg van 'n baie erge siekte, 'n siekte wat net aanhou
en aanhou sonder enige breek of genade, sonder enige blaaskans, dan is dit amper onvermydelik. Wanhoop skop in. Die idee van hoop vir herstel begin dan ook al hoe meer en meer uitdoof tot dit heeltemal verdwyn. Dit maak in elk geval ook nie meer saak nie. Mense wil in elk geval nie meer hoop nie, want die moontlikheid vir nog 'n teleurstelling is net te groot. Die Emmausgangers se gesprek het die muur van hopeloosheid rondom hulle net al hoe hoër en hoër gebou. Soveel so dat hulle self ingekamp het in hulle ellende. En is dit al wat hulle gesien het. Hulle sê, ons het so gehoop. Dink gou daaraan. Hulle sê basies hierso, ons verwag dit nie nou meer nie. Ons het dit van tevore verwag en ons het daarvoor gehoop. Ons het dit gehad, hierdie ding met die naam hoop, maar ons het dit nie meer nie. Ek het nogal die afgelope tyd gewonder of baie van ons nie ook met hierdie ervaring van hulle kan identifiseer nie. Hierdie hele ding rondom hoop. Indien wel een so situasie is of al van tevore was, wil ek jy aanmoedig. Luister na hierdie mense se storie. Luister na die Emmausgangers se ervaring. Sien dit. Want daar is so baie wat ons uit dit uit kan leer. Ons lees dat op pad na Emmaus het 'n vreemdeling by hulle aangesluit. En net so het dit in die wonderlikste stappie in die geskiedenis van die mensdom verander. Ons as lesers vandag hierso 2025 in Onderse Vier gemeente, ons weet natuurlik dat dit Jesus was. Maar aanvanklik het hierdie twee ouens hom nie herken nie. Hierdie vreemdeling vra toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Wat 'n geleentheid vir hulle om hulle harte oop te maak. En hulle het ook toe aangeneem om hulle hartseer storie met 'n wild vreemdeling te deel. 'n Absoluut random persoon, maar 'n persoon wat met groot deernis geluister het. 'n Persoon wat hulle raak gesien het in die situasie waar hulle was en wat vir hulle veilige ruimte gegee het om hulle harte oop te maak. Hoe wonderlik is Jesus nie? Hy skep vir hulle hierdie veilige ruimte, soos wat hy met hulle saamloop. Hy kon net sowel van die begin af vir hulle bietjie begin uitskel het. En vir hulle gesê het wie hy is, en vir hulle gesê het, wow, ouens, ek het so lank saam met julle gereis, deur in my aardse, deur in my bediening hier op aarde, en nou, nadat ek vir julle gesê het wat moes gebeur, het dit gebeur, maar julle het dit nie ervaar of gesien nie. Nee, hy skep 'n veilige ruimte vir hulle, en hy luister na hulle. Hy luister met sagte ore na hierdie gesprek. 'n Gesprek van deur mekaar volgelinge. En waarom doen Jesus dit? Ek dink Jesus het dit gedoen sodat toe hy uiteindelik homself aan hulle bekend gestel het, hulle net sou vashou aan dit wat hy gesê het nie, maar ook aan die manier wat hy homself oorgedra het. Die manier hoe hy saam met hulle gestap en na hulle geluister het. Geliefdes, op hierdie punt dink ek ook die manier hoe Jesus hierdie situasie hanteer het vir ons 'n uitstekende voorbeeld is vir wanneer ons as volgelinge van Jesus vandag by ander mense aansluit wat stadig en mismoedig op pad is na geen uitbestemming toe nie.
en met wanhoop as hulle medereisigers. Mense smag na geselskap. Mense smag na 'n oor wat kan luister. Mense smag na iemand wat net na hulle sal luister en hulle sal raakstien voordat hulle enige goed uiteengesette plan van aksie van iemand ontvang. Ek vind dat enige iemand in so 'n posisie nie 'n mooi generiese WhatsApp fotoboodskap of 'n motivering om oor dit te kom want dit sal beter word wil hê nie. Nee. Hulle soek iemand wat 100% teenwoordig is. Kom ons leer by Jesus. Kom ons wees eerstens net mense wat saam met ander mense loop. Wat na ander mense luister. Kom ons betoon ons liefde deur te luister en toe te laat dat dit wat mense se harte seermaak, ook ons harte raak. Ons sal altyd 'n geleentheid wees vir ons om hulle in die rigting te wys van Jesus. Ons hoop, die naam bo alle name. OK. Terug na die 2 manne op pad na Emmaus. Met hierdie vraag van hierdie vreemdeling, het dit hulle ritme verander van 'n hartklop wat baie gebroke is, na 'n hartklop wat 'n ritme vol van meer soek. 'n Soekende hartklop. 'n Soekende ritme. Ons begin dit sien deur Kleopas se heel verbaasde reaksie wanneer hy dan nou reageer. Reageer op hierdie vraag van Jesus deur te sê, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem? Soos, wow! Is u die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope paar dae gebeur het nie? Ek dink eintlik verbaas is nie die regte woord om Kleopas se reaksie te verwoord nie. Iets soos versla of eintlik stom geslaan, som dit beter op. Julle, daar was eintlik niks teologies fout met hierdie vraag wat Kleopas en sy vriend vir Jesus gevra het nie. Hulle het die vreemdeling met volle sekerheid vertel van Jesus, 'n profeet wat magtig was met woord en met daad voor God en voor die volk. Let op. Hulle gebruik die woordjie was. Kleopas het uitdruklik gebruik gemaak van die verlede tyd, wat dit duidelik gemaak het dat dit nie meer relevant was nie. Indien hy was, indien hy opgestaan het, indien hy die woordjie is gebruik het, sou hy in elk geval nie in die situasie gewees het waar hulle was nie. Sou hulle heel moontlik nie op pad terug was Emmaus toe nie. Hulle belewenis van Jesus was iets van die verlede. En soos hulle hul weg na Emmaus gemaak het hulle gedink hulle stap alleen. Die kruis het hom van hulle gesteel. En hulle kon net nog nie lekker daarvan sin maak nie. Op daardie oomblik was die kruis vir hulle nog net 'n groot negatief gewees. Juist daarom dink baie dat wêreldse afleidings hulle weerhou het om van die begin af te sien dat dit Jesus was. Soos julle weet, kan mens vinnig afgelei word. Veral sommige van ons. Dink byvoorbeeld aan die lewe soos wat ons dit vandag ervaar. Selfs goeie goed kan ons aandag aflei om Jesus as medereisiger op ons lewenspad raak te sien. Dinge soos harde werk, 'n goeie roetine, gedrewenheid, maar dan ook 'n paar nie so goeie goeders. Dinge soos moegheid
en minder goeie gesondheid. Al hierdie dinge kan ons dryf daarna om soos 'n masjien net deur die dag te wil kom en die volgende punt te probeer bereik. En in die proses lig ons koppe nooit op nie. Soos die Emmausgangers stap ons heel moontlik om nie ons oë van die grondpad af te haal nie, sonder om ons oë van die grondpad waarop ons loop af te haal. Ons raak meer en meer onbewus van die heerlikheid van sy teenwoordigheid saam met ons. En die hartseer ding is, die mikpunte wat ons wil bereik en die roetines wat ons so hard werk om in plek te kry, dit los ons leeg. Dit los ons leeg. Maar nie die een wat saam met ons stap nie. Die een wat ons lewe sin gee. Die een wat alleenlik ons hoop is vir die hede en die toekoms. Die een wat ons so dikwels miskyk. Vriende, Jesus is steeds hier. Hy is in baie gevalle die ongesiene vreemdeling wat saam met ons loop, wat na ons luister. En wat? Indien ons bereid is om te luister, homself aan ons openbaar. Presies dit is wat ook die geval was met die Emmausgangers. Soos hulle gepraat het oor die kruis, kon Jesus die hartseer en deurmekaarheid in hulle stemme hoor en in hulle oë sien, en hy het toe besluit om iets daaraan te doen. Hoe het hy dit gedoen? Deur vir hulle seker die beste Ou Testament les ooit te gee. Ek wens ons kon bietjie meer lees oor dit. Ek wens ek was daar om te hoor wat Jesus alles vir hulle gesê het. Al wat ons lees is, daarna het hy by Moses en al die profete begin, en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. En daar's baie, vriende. Regtig waar? Google dit miskien 'n bietjie. Ou Testament profeseë oor Jesus. Ons lees vinnig verby hierdie stuk. Maar vriende, hierdie moes seker 'n tydjie geneem het. En soos ons Jesus ken, sou hy dit op 'n baie verstaanbare manier aan hulle oorgedra het. En aan hulle vertel het. Jesus wou hulle help sin maak van die kruis. Hy wil hulle help om te laat sien, dat alhoewel die kruis vir hulle groot hartseer veroorsaak het, dit deel was van God se groot reddingsplan. Paulus skryf so treffend daaroor, wanneer hy in sy tweede brief aan die gemeente in Korinthe die volgende sê. Hy sê, die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Hoofstuk 2, vers 19. Wow! Die kruis van pyn en lyding het die kruis van versoening geword vir almal wat in geloof na Jesus toe gaan. Wanneer Jesus opdaag, wanneer hy ons gedagtes prikkel en ons selfs 'n bietjie uitdaag, doen hy dit sodat ons hom kan raak sien en sodat ons sy barmhartigheid kan ervaar. Ons sien in ons teksgedeelte dat Kleopas en die medereisiger ietsie van dit in hierdie vreemdeling raak gesien het. Ietsie van warmte rondom hierdie ou begin beleef het. En juist daarom het hulle harte oopgemaak toe Jesus harder met hulle begin praat het. Toe Jesus vir hulle gesê het, wat 'n gebrek aan begrip
En wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Glo julle nie al die dinge nie? Die kernwoordjie hierso is al. Al die dinge. Is nie asof hulle nog nooit van tevore gehoor het of gelees het wat die profete gesê het nie. Is nie vir hulle vreemd nie. Maar miskien het hulle net soos baie van ons ook net die lekker opbouende gedeeltes gelees. Die stukke wat handel oor die Messias, wat hulle sou bevry, die een wat vriendelik was, selfs met die mense wat nie so vriendelik was met hom nie. En die een wat op die ou end sou oorwin. Die gedeeltes wat handel oor die lydende diensknegt pas nie so lekker in by daai gedeeltes nie. En daarom is dit moontlik dat hulle net sommer vinnig verbygeblaai het. Toe die Emmausgangers daarom die uitleg van Moses en die profete hoor soos Jesus dit aan hulle aangebied het, het dinge vir hulle begin sin maak. Jesus het die woord vir hulle kom oopbreek sodat hulle die waarheid kan raak sien. En gemeente, dit het vir hulle gelos, nie meer met 'n soekende hartklop nie, maar eerder met een wat aangevuur was deur 'n brandende ritme, om meer te wil weet. Hierdie ywer om nog te wil hê. Hierdie seker so 2 ure of 2,5 ure stappie van Jerusalem na Emmaus moes vir hulle soos 'n paar minute gevoel het toe hulle net begin luister het na wat Jesus te sê het oor Moses en die profete. En hulle het dit gedoen sonder om eers te besef dat die ou met wie hulle praat, die een is oor wie daar geprofeteer is. Jesus Christus, die opgestane Heer. In Lukas lees ons, toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Julle, Jesus was nie net die opgestane Heer nie. Hy het nog goeie maniere ook gehad. Hy forceer homself op niemand. Hy wag vir 'n uitnodiging. Die beroemde kunswerk van Jesus wat staan by die deur en klop, Openbaring 3 vers 19-20. Dit is so 'n mooi illustrasie hiervan. En deur die teks te lees, sien ons dat hierdie twee tog te ywerig was om hom in te nooi. Wat doen Jesus toe? Hy gaan in. En hy gaan in met die bedoeling om oor te bly. Sy bedoeling aanvanklik was nie om daar by hulle te bly nie. Sy plan was om aan te beweeg. Ons weet nie hy's waantoe nie. Ons weet nie waantoe hy op pad was nie. Maar hy was uitgenooi en het dadelik sy planne wat hy gehad het op ys gesit. En by hierdie mense ingegaan. 'n Vinnige ete was aan mekaar geslaan. Die brood was op die tafel. En Jesus se moment om homself aan hulle bekend te stel, het aangebreek. Hoe het hy dit gedoen? Hy het die brood geneem, daarvoor dankie gesê, dit gebreek en uitgedeel. In die proses van broodbreek, moes hulle seker sy hande gesien het. Hierdie hande was anders as die hande wat die 5000 gevoed het. Dit was anders as die hande wat hulle so paar dae gelede by die laaste avondmaal gesien het. Hierdie was hande met spykerwonde. Hierdie was hande wat so pas deur erge trauma was. Hierdie was die hande van die opgestane Jesus Christus. En in daai oomblik was hy weg. Hoekom net so verdwyn?
Kon hy nie maar net nog 'n bietjie langer gebly het nie? Hy kon seker. Maar dit was heel moontlik deel van die voorbereiding. Want 40 dae later sou hy opvaar na die hemel toe. Voorbereiding vir wanneer hy opvaar na die hemel toe, om sy hemelse tuiste vir dit te gaan voorberei. Ek kan myself net indink, Kleopas en sy vriend, wat staan in verwondering, dalk met 'n uitroep of twee van vreugde. En dan die vraag, wat ons tema is vir vanoggend, maar het ons harte nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat het, en die skrif vir ons uitgelê het nie? Hulle ineengestorte wêreld was weer herstel. Hulle hoopkers was weer aangesteek, en hulle het weer hoop gehad vir die toekoms. Gemeente is so 'n ontmoeting, nie maar iets waarna elkeen van ons ook verlang nie. 'n Ontmoeting waar ons harte brand met ywer, want ons diepste menswees besef, ons sien raak wie dit is wat saam met ons reis. Die een wat by ons is, die een wat ons lewensreis saam met ons aanpak. Miskien sit u hier vanoggend, en as u eerlik moet wees, volg u hartklop nog die ritme van gebrokenheid. Jy het al gehoor dat so baie mense praat oor hierdie Jesus, maar jy het hom nog net nie raak gesien. Jy het hom nog net nie beleef by u op u reis nie. Miskien volg u hartklop die soekende ritme. Indien wel, vertrou die proses, want sekerlik sal dit u lei na die brandende ritme. Vir God is 'n verhouding met elkeen van ons bitterlik belangrik. Nie net sodat ons sy liefde kan ervaar nie, maar sodat hy ook vir ons in die rigting van ons ware self kan wys, sodat ons ons beste lewe kan leef, die lewe wat hy vir ons in gedagte het. Ons geen twyfel dat die Emmausgangers al hierdie pad 'n hele paar keer van tevore gestap het nie. Tog was hierdie dag anders. Dit was anders omdat hulle 'n lewensveranderende ontmoeting met die Here gehad het. Die Here kan enige tyd onverwags opdaag. God se manier van dinge doen is dikwels nie wat en hoe ons dit in gedagte gehad het nie. En daarom is dit, soos die Emmausgangers, altyd belangrik om gereed, ontvanklik en ywerig te wees vir iemand wat by ons aansluit. Wie weet, miskien het Jesus deur die proses of die persoon of die situasie waarin ons onsself bevind, 'n spesiale afspraak met ons. En dan sal die lewe nooit weer dieselfde wees nie. Jesus het opgestaan uit die dood. Jesus is Heer. Jesus is ons verlosser. Jesus is die hoop vir die wêreld. Die twee volgelinge het geen tyd gemors nie. Hulle het dadelik terug Jerusalem toe gehaas om die goeie nuus te gaan verdeel. Mag hierdie tyd na Jesus se opstanding vir ons dieselfde wees. Kom ons bid saam. Here, ons is so dankbaar dat ons in die woord kan lees van u ontmoeting met die Emmausgangers. Dat ons kan rus vind in die wete dat u ook by ons aansluit. Net soos wat u by hulle aangesluit het.
Help ons, Here, om raak te sien, ontvanklik te wees, leibaar te wees vir U, ons groot leier, ons saligmaker, die opgestane Here Jesus Christus. Ons is lief vir U en ons sal U aanhou aanbid want U is so waardig. Amen. Gemeente, kom ons staan en reageer op die woord van die Here deur ons slotlied vir vanoggend saam te sing. Ons sing, kom laat ons almal vrolik. Ons sing vers 1 tot 3 staande saam. Kom ons staan. En as jy die vrymoedigheid het om net daarna mekaar se hande te vat vir die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die genade wat ons ontmoet op ons pad, soos met die Emmausgangers, die liefde van God ons Vader, die troos, die nabyheid, die hier wees van die Heilige Gees, met elkeen van ons wees. Amen. Kom ons seën mekaar. Here seën en beskerm jou, die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou vir